Saam oop te maak by 1 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan daar van vers 13 saam lees. Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 13 tot met vers 25. Ek lees dan vir ons uit die woord van die Here. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees ligter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle onthul. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n reine hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Net tot sover kan ons saam lees, en ek wil graag vir u die 15de vers wat ons saam gelees het net weer voorhou. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Ons het gekyk in hierdie reeks, het ons Vrydag gekyk na wat is heilig maak. Daardie afsondering, 'n gebeurtenis in die proses wat begin na wedergeboorte. Ons het gekyk na wat is die struikelblokke in hierdie weg van heilig maak. En dan kyk ons vandag na wat is hierdie weg tot heilig maak en hoe deel ek daar en hoe kan ek dit toepas in my lewe? Petrus skryf hier aan kinders van die Here in vers 14 wat ons saam gelees het, daar staan, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het. Die vermaaning kom vir die kinders van die Here. En toeval het my by, die Here herinner my daaraan, dat mens hoor dikwels ons as mense sê dat as my pa of ma my nou moes sien, draai hulle in hulle grafte om. As my oupa of ouma sien wat ek nou mee besig is, het jy dit al gesê? Het jy dit al ervaar om te dink, as my oupa of ouma, as my pa of ma moes sien wat ons vandag doen? En jy sien, dis wat ons met die Here doen. Want ons word geleer deur ons ouers en ons voorouers. Maar die oomblik wanneer hulle wegval, dan lewe ons soos wat ons wil, want hulle is nie meer hier om ons te sien nie.
En so dit wat baie keer ons kan met die Here Jesus maak. Hy het ons geroep tot heiligheid. Hy het ons geroep tot heiligmaking. Maar as ons wil glo dat hy uit die dode uit opgewek is, dan moet ons daarvolgens lewe. Hy is lewende. Hy sien ons lewens, hy aanskou dit. En hy roep ons elke oomblik om geheilig te word, dat ons rein voor hom kan staan. As jy ooit gewonder het, wat is die wil van die Here vir die lewe? Die eerste gedeelte in 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dis God se wil dat ons as sy kinders wat hier is, ons wat getuig van redding, in ons hele lewenswandel sal heilig word. Dis 'n pad waarop die Here ons stuur. Ons sal van hier voor van die kans af tot by die kleinste babatjie wat hier is, nooit op hierdie aarde sonder sonde wees nie. Maar dit is nie 'n verskoning dat ons nie moet streef na heiligheid. Dit gee vir ons nie 'n skuiwergat om te sê, maar Here, ons is nou maar sondige mense, ek kan nie heilig lewe nie. Nee, die Here roep elkeen van u vanmiddag en sê, my kind, ek roep jou. Dit is jou roeping om heilig te word. Kom ons gaan kyk dan, wat is die weg van heiligmaking? Hoe kom ons daarop? In die eerste plek, die weg tot heiligmaking vereis 'n dors daarna. As ons lees in die bergpredikasie van die Here Jesus toe hy met die skare daar praat, dan lees ons in Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die Here Jesus sê, salig is hulle wat hierdie honger, hierdie begeerte het na dit wat reg is, want hulle sal versadig word. Hierdie honger en hierdie dors is nie maar bloot net 'n lus vir iets nie. Voordat ek geroep was vir kweeskool het ek so 'n bietjie saam met my pa geboer. Nou ons is nog van die boere wat trekkers gehad het sonder dakkies en sonder aircon. Dan sit jy op die trekker die hele dag en die son brand jou brein. Hy brand jou gaaf. En dan wanneer ons van die lande afgekom het, al wat jy op die trekker het, is die warm water wat daar teen die engine van die trekker lê. En as ons so opry, huis toe daar 'n koue kraan gewees wat onder die grond diep begrawe was van die boorgat af, al die pad in die koelte die hele dag van die son opgaan tot die son sak. En die oomblik wanneer ons daar verby trek, dan stop die trekker net daar. Dan gaan ons na daardie kraan toe en dan drink jy van daai water. Jy maak die kraan groot op en jy vat groot slikke. Jy daar wegstap dan maak so want jy dors, hierdie dors is, Here, as ek dit nie kry nie, gaan ek sterwe. Here, as ek dit nie my deel maak nie, dan gaan ek sterwe. Here, ek kort u geregtigheid in my lewe. Psalm 143 vers 6 sê, ek brei my hande tot u uit. My siel dors na u soos 'n uitgedorde land. As mens water vat op 'n droë plek en jy gee die water so uit, dan suig daar die grond die water in en jy kan maar gooi soveel as wat jy wil, daar die grond bly drink sonder om versadig te word. Dit is die weg van heiligmaking. As u sê, ja, my nuutjaarswense is om heiliger te lewe voor die Here, u sal dit sekerlik nie smaak. As u sê, ja, ek verlang daarna om heiliger te lewe, u sal dit sekerlik nie smaak. Maar as u sê, Here, my lewe is afhanklik. Here, ek het u nodig, ek dors en ek honger om gelykvormig te word aan u beeld. Dan sal dit wees soos Amos 8 vers 11,
kyk daar spreek die Here, dat ek 'n honger in die land stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Om tyd te spandeer in sy woord. As jy nie 'n honger en 'n dors gaan hê, om 'n heilige lewe voor die Here te leef, dan sal dit sekerlik nooit 'n werklikheid word in die lewe. In die tweede plek, die weg van heiligmaking vereis 'n breek met sonde. Ons het gister daarna gekyk, wat staan in die weg van heiligmaking? En nou sien ons dat dit is 'n vereiste om te breek met sonde as ons op hierdie weg moet staan. As ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom mag geen sonde waarvan ons bewus is meer in ons lewens wees as ons verlang om op hierdie pad van heiligmaking te stap nie. Maar dikwels is daar troetels sondes in die kind van die Here se lewe, sondes wat ons meen om te sê, Here, dit is daarom nou nie so erg nie. Daar is mense wat erger dinge doen as wat ek doen. U sal heiligmaking sekerlik nie smaak as daar bewuste sonde in die lewe is. Daarom bid Dawid ook in Psalm 139 vers 23 en dan 24, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Ons is gou om te redeneer om te sê, Here, dis 'n klein sonde. Here, ek het dit onder beheer. Kind van die Here, jy het dit nie onder beheer. Sonde wat u bewus is in die lewe. Ons praat van bewuste sonde. Ons staan elkeen skuldig wanneer ons voor die spieël staan. Sê ons, ja Here, ek besef daar is nog 'n tekort in my lewe. Dit is 'n bewuste sonde. Die Here sê, as jy dors, as jy heilig maak en deelagtig wil word, kry klaar met hierdie sondes. 2 Timoteus 2 vers 19, ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen by die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Afstand doen, klaar kry daarmee. Nou dink ons aan sondes en dit is menslik, dan sê ons, ek steel daarom nie. Ek lewe nou nie so matroos nie. En dan elke Sondag of elke ander Sondag in die kerk, lees my Bybel. Wat van musiek? Het jy al daaraan gedink? Wat luister ons? Waarna kyk ons? Ons het in hierdie konferensie gehoor wat daar gesê het dat die oog is 'n venster na die hart. En net so ook die ore. Waarna kyk jy, waarna luister jy? Wat lees jy? In watter groepe beweeg jy? As jy nie bereid is om te breek met sonde nie, sal jy die pad van heiligmaking sekerlik nooit smaak nie. Want jy sien, daar is dinge wat in ons lewe vasklou, soos klitte in 'n wolkombers. Het jy al gesien hoe lyk 'n kind wat hier deur Eden is met daai sweetpakbroeke? Dit is verskriklik. Lyk soos 'n eystervaart. Maar dit is hoe ons sondes aan ons vasklou en dan sê ons, Here, dit is daarom nou nie te erg en dit kan uitgekam word. Maar dit steek, dit is ongemaklik. Nou wonder ons baie keer, maar wanneer weet ek dit is verkeerd? En ek het doen die Here gesê, ek dink ek kan dit onthou nie, ek was ook nie so kweekskool nie. Toe vra ek hom eendag gevra oor iets en sê, wat is sy mening daaroor? En hy sê vir my, wonder jy of dit verkeerd is of nie? Wonder jy daaroor? Want as jy daaroor wonder, is dit verkeerd. Want jy sien, die Heilige Gees is in ons. En hy oortuig ons
van dit wat verkeerd is in ons lewe, dan sê ons, nee Here, dis daarom nou nie so erg. Dis sonde. Dit vereis 'n breek met sonde. In die volgende plek. Dit vereis 'n selfsterwe. Johannes 3 vers 30 sê daar, hy moet meer word, maar ek minder. Hierdie selfsterwe is wanneer 'n persoon sy begeertes en sy behoeftes laat vaar en die van 'n ander sin op hom neem. In hierdie geval is dit waar ons as kinders van die Here sê, Here, ek laat vaar my eie behoeftes en my eie begeertes en dit wat U wil is vir my, dit neem ek op. Paulus nou op 'n stadium wat sê, ons moet ons bekleë met Christus, soos wat jy 'n baadjie sal aantrek, so moet ons bekleë met Christus. Paulus sê in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Terwyl ons hier op aarde is ons nie hier om te geniet die lewe so die Land Rover One Life Living nie. Dit is een lewe vir Christus leef dit. 'n selfsterwe. Dis nie meer ek nie, Here. Maar wat is U wil? Here, dit is nie meer wat ek goed dink nie. Here, wat sê U? Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Ons gee dikwels ons beste vir die Here. Maar weet jy wat? Die Here Jesus soek nie die beste nie. Hy soek alles. En dan dink ons die Here moet tevrede wees met ons beste. Die Here is nie tevrede met ons beste nie. Die Here is tevrede met ons alles. Niks meer, niks nie. Niks is meer my nie. Here, ek is in U hande. Hierdie heiligmaking vereis dat U daardie kruis gaan moet opneem. En daar is 'n rede waarom daar staan, dit is 'n kruis wat opgeneem word. Dis 'n kruis soos wat ons geleer het, dat die Here Jesus is kruis opgeneem op pad om te sterwe, net soos ons kruise elke dag opneem. Niemand het gesê dit gaan lekker wees nie, niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. Maar dis 'n vereiste van die Here om heiligmaking te leef. In die volgende plek sien ons dat die weg tot heiligmaking vereis 'n volkome oorgawe. Handelinge 15 vers 26 sê, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Om oor te gee het ons ook gehoor 'n baie goeie voorbeeld. Nou, toe hulle vir ons die verhaal voorgehou het van die Here Jesus, het hy gesê, toe die Joodse manne daar kom, het hy vir sy disippels gesê, neem berge die swaard. En hy het hom oorgegee in die hande van hierdie Jode wat hom wou doodmaak. Hy het sy lewe in hulle hande gegee, sodat die wil van die Vader kan geskied. Hierdie vereiste, hierdie volkome oorgawe, dit is vervulling met die Heilige Gees. U sien, ons word verseël met die Heilige Gees die dag van wedergeboorte. Dan kom die Here en hy verseël ons met sy Gees en sy Gees is woonagtig in ons. Maar dan lees ons ook soos wat ons in die woord van die Here lees, dat die Heilige Gees het hulle gevul en dan het hulle die evangelie verkondig en kragtigvolle werking in die naam van die Here gedoen. Hulle is met die Heilige Gees vervul en daar het duisende mense tot bekering gekom. Hierdie geesvervulling is om totaal en al oorgegee te wees in die hande van die Here om te sê, Here, ek bestuur nie meer nie. Dis U wat bestuur. Baie interessant. Het jy al gelees waar die Here vir Noag opdrag gegee het om die ark te bou? Hy sê vir hom presies hoe die ark gebou moet word, wat se hout gebruik moet word, hoe groot die ark moet wees,
Maar het u al ooit gelees dat die Here vir Noag gesê het, Noag, onthou die roer. Noag, onthou die stuurwiel. Noag, onthou die seile dat jy kan bestuur. Nergens lees word daarvan. Want God het bestuur. God het die ark gedryf in die rigting waar hy moet wees. Nou kom ons in die hande van die Here en sê, Here, hier is ek. Maar soos ons as mens baie keer is, sê, Here, hier is ek, my net in daai rigting stuur, en ek dink hier is 'n beter pad. Dis nie om oorgegee te wees. Wanneer ons oorgegee is aan die Heilige Gees, dan lei hy ons dikwels op paaie waar ons nie wil wees nie. En dikwels waar ons wil wees, daar lei ons nie heen nie. Ons dink aan Paulus wat die evangelie gaan verkondig, en dan staan daar, hy is deur die Heilige Gees verhinder om dit nie te gaan doen nie. Ons kan dink wat vir ons goed is. Dikwels wil ons die Here voorspreek en sê, Here, ek dink dit is beter. Die Here vra u op hierdie weg van heiligmaking, vertrou my. Gee jou alles in my hande. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Op hierdie weg van heiligmaking sal u dit sekerlik nie maak, as u op u eie insig en die eie krag staan. Maar alleenlik wanneer u jou totaal en al oorgegee is in die hande van God. Weg tot heiligmaking vereis 'n stap van geloof. As ons lees in Galasiërs 3 vers 14, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Ja, daar wag vir ons geregtigheid. Daar wag vir ons 'n seën wanneer die Here ons sal vermaal en ons eendag by hom sal wees. Maar net soos redding, daardie stap van geloof waar die ongeredde na Christus toe gaan te sê, Here, ek is 'n verlore sondaar op pad na 'n ewige dood. Ek plaas my geloof en my vertroue in U om my te red. Net so is heiligmaking waar die kind van die Here na God toe kom te sê, Here, ek plaas my hele lewe in U hande om dit te reinig en te heilig. Deur die geloof. Ons kan nie sien wanneer Christus, ek praat van fisies sien, die kom haal Christus die verlore sondaar se sonde uit, maar dit kan ervaar word, daar kan daarvan getuig word. Net so kan ons nie sien wanneer ons hierdie pad van heiligmaking, kan ons nie letterlik sien, hier kom 'n hand en hy haal dit wat vuil is uit, maar ons kan dit ervaar. Ons kan daarvan getuig, die losmaking wat die Here vir ons gee. Heiligmaking is net soveel geloof, soos wat ons nodig gehad het die dag toe ons gered geword het. Want jy sien, daar is dinge in ons lewens, waarvan ons nie kan ontslaan, menslik gesproke. Net die Here kan dit doen. Het jy al baie keer gehoor mense sê, man, ek is so gemaak. Dis maar wie ek is. Dit is so, dit is die sondige toestand waarin jy gebore is, ons stem 100% saam met jou. Maar Christus wil jou vorm tot eer van sy naam. En as jy redeneer om te sê, ja, maar dis waar ek is, dis hoe die Here my gemaak het, en dis hoe hy my sal kom haal, dan is jy sekerlik nie op die weg van heiligmaking. Want die een van ons kan selfs na redding dieselfde bly as die dag toe ons gered is. 'n kind van die Here kan nie stagneer nie. Dit beteken, ons kan nie op 'n plek stil staan nie. Of ons beweeg vooruit, of ons beweeg agteruit. Of ons raak heiliger, of ons raak al meer lou. Dit is die twee paaie wat 'n kind van die Here kan stap.
En dan is daar dikwels sondes wat ons met ons hande in ons hare sit om te sê, Here, hoe raak ek ontslae hiervan? Noem vir u 'n goeie voorbeeld. Vir ons wat uit alles ras uitkom. As dit spitsverkeer is, daar 5 karre by die rook. En dan kom ons in die stad. En as ons by die eerste tolhek hier weet is, dan sê ek vir my vrou, ek dink ons is klaar in die stad. Ons moet terug. Want dan begin, ons het 'n dosent gehad doen nie gaan, maar sê dan klop die vlees hier in die binneste. En ry mense voor jou in, en die word ontstel, die word kwaad. En jy wil vir hulle verduidelik hoe moet hulle eintlik ry. En as jy dit klaar gedoen en dan besef jy, Here, ek het geval. Here, ek het gesondig. Hoe baie mense het jy al gehoor wat 'n verslawing het? Dan sê hulle, ek kry net nie daarmee gebreek nie, jy sal nie daarmee gebreek kry as jy dit self doen. Maar as jy jou hand, jou geloof, jou handelinge in God plaas, dan sê die Here, my kind, ek help jou. Dag vir dag, tree vir tree. Heilig maak. Wanneer ons deur Jesus vertrou, om elke dag nader en nader aan hom te leef. Ek sluit af. Op hierdie weg van heiligmaking moet u sekerlik weet, dit gaan van u 'n prys kos. Dit gaan van u alles kos. Maar Paulus sê, ons kan dit wat vir ons wag nie vergelyk met dit wat ons hier op aarde moet opoffer. Liewe kind van die Here, dit is u roeping. Dis u taak om te sê, Here, ek dors na u. Dis u taak, dis u roeping om te breek met sonde, nie net bewus te word daarvan, om te breek daarvan en te sê, Here, ek wil klaar kry. U moet in uself sterwe, ons mensheid is opgeblaas in onsself. U moet in uself sterwe elke dag. Dat ons minder word en die Here meer word. Die Here soek nie u beste nie, hy soek u alles. Ons het saam gesing, my al is op die altaar. Dan die kind van die Here, glo en vertrou dat die Here hierdie werk vir u kan doen. Daar is nie 'n sonde in u lewe waarvan die Here u nie kan verlos. Daar is nie 'n verslawing in u lewe waarvan die Here u nie kan verlos. En daar is nie 'n verskoning wat u kan opbring wat die Here gaan sê dis 'n geldige verskoning. Die Here sê kom na my. Mag die Here u bewaar en u lei op hierdie pad van heiligmaking. Amen. Ons gaan weer 'n geleentheid gee. Ons 'n paar gebede weer vra ons dat as u saam bid, dat u sal staan en dan ook hardop sal bid, dat die ander ook kan hoor terwyl u bid.